soos 'n moeder se hart, soos 'n vars bries in die oggendgloed. Een liefde gedeel deur twee, die liefde sing uit 'n moeder se hart. Die liefde in ons sal altyd groei, soos 'n bloeisel in die lentereën. Liefde rein soos God se seën, so groot deur God vir ons geleen. Twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Daar's niks wat die pad kan breek, tussen 'n moeder en haar kind. Twee harte wat skyn as een, twee harte wat skyn as een, vir altyd saam as een. Niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef nie te twyfel. In sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn. Niks is onmoontlik in sy naam. Jy hoef nie te vrees, hoef nie te twyfel, want in sy woord beloof hy mooi. Kom na my met al jou pyn. Staan in sy naam in jou omstandigheid. Staan in sy naam in jou verdrukking. Staan in sy naam, in sy naam, in sy naam. Staan in sy naam, staan in sy naam, in jou omstandigheid. In sy naam, in jou verdrukking. Staan in sy naam, in sy naam, in sy naam. Staan in sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam is waarin ek staan. Op 73 jaar, 6 maande, word die besluit geneem. Vader, ek gaan eerder na U toe. Vader, ek het besluit, dit is baie, baie makliker om na U toe te gaan. En soos wat die lied gesê het, staan in sy naam, in jou omstandighede. En ek weet, vir julle is dit baie moeilike omstandighede, maar staan in sy naam. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. Staan in sy naam, en hy sal saam met julle wees. Ek wil graag my skriflesing neem uit die boek van Tessalonisense, en ek gaan vir die 4de hoofstuk en daarvan af vers 13 lees. En ek wil vra dat jy, as jy baie mooi na die woord luister, sal die woord jou sommer alself 'n bietjie bemoediging gee. Die woord sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Hy sê, want ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in hom gesterf het, saam met hom bring. En so sal ons altyd by die Here bly. Wat 'n wonderlike belofte wat die Here vir ons daar gemaak het, om te weet, ek en jy kan wag vir 'n tyd, wanneer hulle saam met hom terugkom, aarde toe, en ons
weer mekaar kan sien van aangesig tot aangesig. Ek wil, voor ek my boodskap doen, wil ek graag hê ons moet kyk na die skyfie vertoning wat daar opgestel is. En dan gaan ek my boodskap bring, en na my boodskap sal Tiaan die bedankings doen. Baie dankie. If my love wasn't here with me tonight, I would live with you for just a little while. But I love him the same way as I love you now, and I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I couldn't take the chance, 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I'll only share my love with him. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I My liefste mamma, woorde kan nie beskryf die seer en die pyn. Maar mamma, ons weet jy is op 'n beter plek. En ons weet jy rus sag. En ons weet jy kyk op na ons. Mamma, ons is baie lief vir jou. En ons gaan jou vreeslik mis.
Jy was altyd daar as ons hartseer was. Jy was altyd daar as jy om ons handjies vas te hou. Maak nie saak waar deur ons gaan nie. Altyd was jy daar om vir ons 'n woordjie van moediging en te sê of te gee raad en liefde. Dankie vir alles wat mamma vir ons gedoen het. En dankie vir al jou harde werkies om ons groot te kry. Ons was ook maar soms moeilik. Maar ons is baie lief vir jou, mamma. Jy moet lekker rus. Veilig by Jesus in sy arms. En ons weet, jy kyk hier op ons. En jy hou jou hande om ons. Jy is nou die engeltjie wat daarbo vir ons kyk. En ek weet, jy sal ons altyd by ons wees. In ons hart. Ons sal jou nooit vergeet nie. En mamma, my belofte aan jou, is ek sal mooi na papa kyk. Glo vir my, soos wat ek na jou gekyk het, so kyk ek na my papa ook. Lief vir jou, my mamma, sal jou nooit vergeet nie. My mamma, vir jou 2 hande het daar niks verkeerd gestaan nie. Van kos maak, bak, tuin, werk tot pak sla. Sy het jou met 'n drafstap by die skool kom haal, as jy jou bus verpas het. Dan het daai 2 hande vir jou gepiets, net omdat sy vol van bekommernis was. Daai 2 hande het elke kolletjie uit jou klere gevryf, want sy wou jou skoon hê omdat sy omgee. Beste van alles, daai 2 hande, om vir jou 'n drukkie te gee en te sê, alles gaan oké wees, ek is lief vir jou. Hou jou arms asseblief altyd om my mamma. Lief vir jou baie, ruslike sag. My tannie is op 'n beter plek. Nie meer pynlyding nie. Dankie vir die 12 jaar wat ek kon deel saam met Tanja en die familie. Ons sal mekaar weer eendag sien by die Hemelse Vader. Liefde, Tian. Dankie baie vir die 4,5 jaar wat ons kon saam spandeer het. Dit was so lekker om by Male te kuier op die plot. Ek gaan ons kuiertjies baie mis, maar ons baie na in my hart. Sal altyd aan Ma dink. Rus sag my skoonmoeder. Liefde, Quentin. Naomi, ek weet ouma kan my hoor. En so seer soos wat my hart is vandag, wil ek eerlikwaar net vir ouma dankie sê. Dankie vir jare so oneindigende liefde en ondersteuning. En dat ouma so mooi na my en Boeta gaan kyk het, as mamma hulle gaan werk het. En vir jare lank se jambroodjies maak, dat ek by ouma so oor uitgeloop het. Dankie dat ek ouma enige tyd van die dag kon bel. En dat ouma vir my altyd die beste raad gegee het. Ouma het my geleer om 'n beter mens te wees en dat beklei nooit die antwoord is nie. Dat mens altyd die vrede moet bewaar. Want mense tyd is kort en kosbaar. Mens moet dit saam met jou familie geniet. En ek weet ouma's nou pynvry en doodgelukkig waar ouma nou is. En ek hoop net ouma weet ons is ongelooflik lief vir ouma. En ons mis ouma baie. Love you lots, my oumie. Hallo ouma, ek wil maar net sê, baie dankie vir alles wat ouma al ooit vir my gedoen het. Ouma was regtig 'n steunpilaar en ondersteuning. Ek kon altyd op ouma staat gemaak het. Vir al die tye wat ouma hier agter nog by ons gebly het. En ek moet erken, ek was nie soet nie. Maar ouma was streng maar regverdig en altyd die beste belange op die hart gehad vir my. Baie dankie vir alles wat ouma gedoen het. Ons gaan ouma verseker mis, maar ek weet ouma kyk nou af. Ouma kyk nou af na ons en hopelik glimlag. Ek hoop om weer eendag met ouma te herenig daarbo. Baie dankie vir alles. Die dood kom soms so skielik en om dit te oorkom is nooit maklik. Jy is weg en dit voel onwerklik. Jy word gemis deur almal hier. Vandag moet ons trane afvee. Wens ek kon jou nog een laaste drukkie gee en sê dankie vir al die raad, die luister en die liefde. Altyd 'n skouer om op te huil en 'n hart om te verstaan. Ons gebroke harte, dis net God wat weet wat om te maak daarmee. My hart is so baie seer, die hemel is nou jou woning. Jy is nou saam met Jesus ons koning. Jy is weg, maar dis nie vir altyd.
Ek sal jou mis, elke herinnering, elke boodskap, koppie koffie en geselsie. Jy sal altyd in my hart wees. God sal my gebroke hart genees. Want 'n God wat genesing bring, is wat ons dien. Totsiens, tot ons mekaar weer eendag sien. Baie lief vir jou vir altyd. Sina. Môre julle, ek wil net van my en as 'n kant af julle almal baie dankie sê dat julle vanoggend my ma se gedenkdiens bywoon. Dit is met groot hartseer en spyt en absoluut moeilikheid om hierdie video vir julle te maak vanoggend en ek wil net vir julle sê dit is regtig jammer dat ek nie daar kan wees vandag nie, maar dit is ongelukkig weens omstandighede. Ek wil net dankbaar wees dat ek in die laaste minute die belangrikste tye daar kon wees vir my familie en my pa kon bystaan in hierdie hartseer tyd. En ja, moeilik, as baie wat 'n ou kan sê en wil sê, maar een ding wat ek wel baie van my ma geleer het, en wat sy vir my nagelaat het deur die jare is om vas te byt en deur te staan met alles wat jy doen. Sy was in die afgelope 2 jaar, was sy 'n absolute fighter gewees. Sy het elke keer as ek haar gesien het sy vir my gesê, hierdie ding sal ek fight tot die einde toe en sy het. Ek wil vir die Here dankie sê dat hy vir ons 2 jaar ekstra gegee het, vandat my ma regtig begin siek geraak het, om vir ons tyd te gee om meer tyd saam met haar te spandeer en dit was regtig 'n voorreg om elke dag wat 'n mens daar kon sit en kom met haar gesels, was dit regtig 'n blessing gewees. Ja, as baie wat ek wil sê, maar ek wil net dankie sê vir almal se hulp, Elise, val vir jou. Dankie vir al jou op en af gery tussen Pretoria en Koppies. Ek weet dit was vir jou nooit altyd maklik nie, maar jy het die ekstra myl gestap en ek weet maar is dankbaar daarvoor. En pa vir jou ook, baie dankie vir jou mooi kyk die laaste 2 jaar. Die laaste goeie gesprek wat ek saam met ma gehad het, toe sy op die bed gelê het. Daar by julle in die huis het sy vir my gesê, sy is net baie dankbaar en sy sê vir die Here baie dankie dat pa so mooi na haar kyk in die laaste tye en vandag weet sy dat sy alle jare terug die regte keuse gemaak het en dat sy reg gekies het. En ja, van my kant af en van my familie se kant af, my gesin se kant af, ons is innig jammer oor hierdie tydperk wat vir ons voorlê, maar die Here sal ons hier deurdra. En soos ek sê, daar's nog baie wat ek sal wou sê, maar ek wil julle graag nalat met 'n lied wat vir my baie na my hart is, daar kom by my ma, en ek is seker Ernie sal hom vir julle speel na hierdie video. Baie dankie vir almal wat deurgekom het, ek waardeer dit, en dankie vir julle gebede deur die laaste 2 jaar se swaar tyd, en dankie vir julle ondersteuning, almal daar op die plot ook, baie dankie vir julle, ons waardeer julle moeite, en as familie waardeer ons julle opreg. Liefde, groete, en God seën julle, lekker dag, totsiens. Yeah, I'm missing you more than words can say. Though you're not longer here with us, your memory lives in our hearts. I'm missing the times we shared together, and I'm grateful for everything and every moment we have together. Though it was not so much, your love and support meant the world to us. I wish I could turn back time and spend more time with you, but I know that it's not possible. Instead, I hold on to the memories we made, and I know you're at peace and nothing and watching over us. More than love, your granddaughter, Amerushka. Wat meer kan gesê word? Ek dink as daar 'n boodskap vandag moet uitgaan, dan is dit: leer by 'n goeie leermeester. Leer by 'n goeie leermeester. Dat daar nooit in jou dag 'n lewe aanbreek of in jou tydperk moet aanbreek wat mense sê, ek het geen behaag in jou lewe gehad nie. Maar as 'n mens na hierdie huldeblyk kyk, dan spreek dit net van wat Anna was. Ons het vir haar gesê Anja. Ons het wat Anja was. Sy was net een van 'n soort, one of a kind. Nooit gekla nie, nooit niks gesê nie. En uit my hart uit kan ek vandag sê, soos wat hierdie skrifgedeelte gesê het.
Hy bring hulle saam met hom. En weet jy watter wonderlike dag sal dit wees? Waar Anna nou vandag sit, ek sê vir haar, ou Anna, want dit was die manier waarop, en sy het vir my gesê, ou Willie. En dit was ons aanspreek manier met mekaar. Maar as ek vandag dink, waar sy met ouma sit, as ek dink waar sy met pa sit, en met al die familie wat gegaan het, dan dink ek, sal sy so 'n bietjie afkyk en sê, so 'n bietjie uit die geestesriem en sê, julle moet nou maar lekker huil, ek geniet dit. Julle moet nou maar lekker huil, ek het my beste vir julle gedoen, maar nou geniet ek die beste. En weet jy, as ek nou oor Anna 'n paar dinge kan sê, dan kan ek sê, 'n baie klein vroutjie, wat 'n baie groot indruk gemaak het. 'n Baie groot indruk. Iemand wat met min woorde in jou hart kon inkruip. Sy hoef nie iets te gesê het nie, net die manier waarop sy opgetree het, haar eerlikheid, het jou altyd opgestaan. En wat vir my soos 'n paal bo water gestaan het, Anna het nooit, wat ek van weet, haar stem verhef nie. Maak nie saak hoe kwaad sy was nie, maak nie saak hoe ontsteld sy was nie, Anna het net op haar besadigde manier vir jou vertel hoe die saak staan. Nooit kon ek het. En sy was vir my 'n baie groot leermeester. As daar nou 'n tyd was, wat jy in haar omstandighede was, sou ek en jy partykeer al ons speelgoed uitgegooi het. Maar Anna het net daar gesit, kalm en rustig gesit en gesels, asof niks gebeur het nie. En as jy haar nie goed geken het en baie fyn opgelet het nie, sou jy nie eens agtergekom het Anna is ontstel nie. Dis net die mens wat sy was. As ek haar kan, sy het verkies die eenvoud van die lewe. Sy het dit verkies. Sy het verkies om nie in ander mense se oë te wees nie. Sy het verkies om in die eenvoud van die lewe te. En as ek haar wil opsom vandag, kan ek aan 'n paar dinge opsom. Vir haar man, okay. Vir haar kinders, okay. Vir haar kleinkinders, sy kon net altyd sê, man, hulle is maar baie keer 'n bietjie stout geweest, maar ek's lief vir hulle. Dis net hoe sy was. As sy na haar skoonkinders gepraat het, het sy gesê, man, ek weet nie of my kinders kon beter kies nie. So sy was net happy met wat hulle is. En sy was gelukkig met hoe die lewe haar hanteer het. Haar kinders, vir al haar kinders en haar kleinkinders, was iets wat na in haar hart gelê het. Oor haar kleinkinders kon sy net kalm en rustig sê, ek wens ek kon hulle bietjie meer gepiets het, soos een van hulle gesê het. Maar sy was gelukkig met haar kleinkinders. Haar huis op die plot. Man, weet jy, sy wou net altyd na daai huis op die plot toe kom. Maak nie saak of hulle op vakansie is nie, dan sy vandaan gesê, ek dink, dit is nou tyd om huis toe te gaan. As sy by die kinders gekuier het, het sy gesê, pa, ek dink, dis nou tyd om huis toe te gaan. Daai plot was vir haar koninkryk. Daar het sy haarself uitgeleef. As jy in die aand so kyk, en dan kyk jy, dan sien jy daar stap Anna, dan gaan sy daar na die kombuis toe, dan gaan sy na die opwasbak toe, dan gaan sy na die sitkamer toe, en net nou sien jy, daar gaan Anna weer, ek weet nie hoeveel keer sy skorrelgoed gewas het nie, maar Anna was altyd aan die beweeg daar tussen, jy kon haar net sien beweeg, en daar was Anna in haar element gewees, daar wou sy net wees, dis hoe ek haar gevoel het, en dis hoe ek haar verstaan het, en weet jy, as jy by haar huis ingestap het, die daar voor die deur gestaan het, dan sy altyd gesê, kom in. Altyd. Maak nie saak met wat sy besig was nie. Dan sy gaan sit op die stoel en sê, kom in. Kan ek vir julle koffie maak? Dis net hoe Anna was. Weet, as ek terugdink aan die tyd met ouma. As ek terugdink aan die tyd met ouma, dan sien jy daar kom Anna aangestap. Dan staan sy by die deur en dan sê sy, môre skoonsis, waarmee kan ek jou help met ouma?
Dis haar woorde. Môre skoonsis, waarmee kan ek jou help met ouma? Is daar iets wat ek en jy kan doen om vir ouma dit gemakliker te maak? Maar weet jy, daar's iets wat vir my nog ernstiger uitstaan. Sy was altyd lus om te bak en te brou en lief daarvoor. Altyd, altyd. En dan sien jy daar kom Daan deur die veld aangestap met 'n bakkie. En die koekies wat gebrand het of 'n brandsmaak op het, sê sy vir Daan, dis skoon se koekies daai. Dan moet dan spesiaal gaan en vir Christa daai gebrande koekies bring, want Christa is lief vir gebrande koekies. En dis net hoe sy was. Iets wat vir jou belangrik was vir haar belangrik. En dis die tipe mens wat sy was. En dan sien jy daar kom Daan en sê sy, sis, Anna gee dit vir jou, dan kan jy maar weet, dit is 'n koekie wat 'n bietjie gebrand is, en dan is Christa in 'n element, want Anna het in. Weet, ek onthou Daan en Anna op 'n Sondagmôre, as hulle hier instap. As hulle by die kerk instap, dan is hulle so gehak in mekaar, en dan kan iemand in die gemeente vra, môre Anna, hoe gaan dit? Dan sê sy net, sjap. Dis al wat sy sê, sjap. En partykeer is sy bietjie van balans af, soos wat ek nou gemaak het van balans af, maar sy sê net altyd, dit gaan sjap. En jy kan haar vra, sê Anna, dan sê sy net, dit gaan sjap, daar is niks fout met my nie. Môre sal sy sê, as iemand haar groet, dan sal sy sê, sjap. Of iemand gevra het of dit gaan of nie, sal sy net sê, môre, dit gaan sjap. En weet jy, toe sy begin siek word, het sy altyd vir Christa gesê, ek wil Manuel toe gaan. Ek wil Manuel toe gaan. Dis nou die kerk, Immanuel Woordskool, dan sy altyd gesê, ek wil Manuel toe gaan. En weet jy, as Ines nou 'n bietjie lank gevat het om die boodskap op te neem, dan vra sy vir Christa, wanneer kom Manuel op YouTube? Altyd. Wanneer kom Manuel op YouTube? Want sy wil net altyd by Manuel gehoor het, sy wil net altyd geweet het, wanneer sal Manuel nou weer wees? En dan moet Christa nou sê, okay, Ines is maar net 'n bietjie besig, en is maar bietjie, maar dit gaan ook in hierdie week opkom. Weet jy, Anna het altyd die fight goed gefight. Ek kan vir die bietjie so 'n paar dinge vertel. As jy nou daar by haar kom, en sy lê in die bed, en ek bid vir haar, en dan maak sy haar een oog so oop, dan loer sy my so, en dan sê sy, Willie, ek fight hom. Ek fight hom. En jy kan maak wat jy wil, as jy by haar kom, en jy met haar praat, dan sê sy, ek fight hom. En sy het hom gefight, soos die seun gesê het, vir 2 jaar. Daar was tye in ons lewe, Jelies en Daan weet, wat Anna fisies klaar dood was. Klaar dood was. Ons het baie, baie hard vir haar gebid, en dan sal sy net so opkom en sê, Willie, baie dankie, ek fight hom. En dan kan jy maar weet, Anna gaan maar net weer aan. Maar ek dink daar het 'n tyd in haar lewe aangebreek, wat sy gesê het, okay, ek het nou genoeg gefight. Ek het nou genoeg gefight. Nou gee ek die fight vir julle om swaar te kry oor my. Julle moet nou maar 'n bietjie swaar kry sonder my, want ek het die fight klaar gefight. Sy het gesê, sy het nie baie goed in haar lewe nodig nie. Sy het nie baie goed in haar lewe nodig nie. Sy is net gelukkig as haar man en haar kinders en haar familie naby haar is, en met haar in 'n goeie verhouding is. Dis al waarvoor sy geleef het. Dis waarvoor Anna geleef het. Net vir haar familie, vir haar vriende, en die wat haar geken het. En dan Manuel Woordskool. Manuel Woordskool. Waar sy kon hoor hoe lief God die Vader haar het. Jy weet, sy was nie iemand wat vir die wêreld daar buite, wat buite haar familie was, van indruk gemaak het nie. Maar mense wat haar geken het, sal alleen vertel, as hulle nie sê, dat Anna het 'n indruk in hulle lewe gemaak het. Ek wil nog daardie persoon sien wat met haar in aanraking was, wat iets kon sê, wat sleg omtrent daar was. En vanmôre kan ek vir julle sê, as jy na 'n leermeester wil kyk na haar lewe. As jy na 'n leermeester wil kyk wat vandag op daai transparant gegooi was. Want dis lewenslesse
wat jy nie maklik weer by iemand anders te gaan kry nie. Jy weet, daar is 'n spreekwoord wat hulle gesê het, hulle maak hulle nie meer so nie. Want die lewe draai vandag om een en elkeen, hy wil net vir homself die beste hê. Sy wil verander die beste hê. En soos ek sê, sy wil met baie min, was sy tevrede. Sy wil net geluk en vrede. En sy wil net op haar plot wees, dis al. En selfs as sy in die hospitaal lê, wil sy plot toe. En weet jy wat vir my die mooiste gebaar was, van hoe sy jou belang op die hart dra, toe sy op haar laaste oomblik is. En dan sê, hy gaan sy seun haal, toe besluit sy, sê niemand moet dit sien nie. Niemand moet daar wees nie. Niemand moet die ongerief beleef nie. So het sy almal se belange op die hart gedra. En net aan ander mense gedink en baie min aan haarself gedink. En vandag kan ek as 'n swaar van haar net kan sê baie min mense wat so sy is. En as ons 'n lewensles wil leer, daar's 'n goeie voorbeeld. Want eendag het jy ook dalk die ongeluk om ook hierdie paadjie te stap. En wat gaan op jou skyfies gegooi word? Wat gaan die boodskap wees wat ander mense van jou gekry het? Ons het net een geleentheid om dit reg te maak. En as ons wil leer vanmôre. Want selfs soos ek sê in haar laaste oomblikke was mense op haar hart. Want sy het geweet sy het vrede by God. Sy het dit geweet. Maar sy het geweet die mense wat agterbly gaan dalk nie vrede hê nie. En daarom het sy aan hulle gedink. En vanmôre kan ek net vir u sê, neem 'n voorbeeld vanmôre. Vat dit as 'n voorbeeld vanmôre. En weet dat haar herinneringe sal altyd bly leef in die harte van hulle wat naby aan haar gewees het. Soos ek sê, hulle is baie min gesaai of geplant met daardie kwaliteit. Maar jy en ek het die geleentheid om daardie kwaliteite te ontwikkel, want ons het 'n voorbeeld gehad. Ek gaan vanmôre oorgee aan Tian om vir ons die bedankings te doen. Goeiemôre almal, dankie dat julle ons sal hier so kan wees. Ons as familie wil net graag pastoor Willie Komring en sy vrou Christa Komring baie dankie sê vir die gebruik van die kerk en die bystand deur die tyd met Anja, asook die hospitale met die mooi met haar gewerk het. Dan ook net baie dankie aan Andrei en Depsie begrafnisondernemers vir al julle hulp en pypdiens. Ernest Komring vir al sy slides en die klanktoerusting. Baie dankie aan almal wat van ver af gekom het, vriende en vriendinne, baie dankie. Baie dankie aan Elise, Christina, Tian en Quentin vir die bystand en hulp met mamma. Dan wil ons net vir pa sê baie dankie dat pa altyd so mooi na ma gekyk het en dat ons dit baie waardeer uit ons harte. Na die uitdra van Anja kan almal asseblief net saam uitbeweeg vir die laaste huldeblyk aan Anja. En dan na die afloop van die laaste huldeblyk aan Anja kan almal hier na agter toe kom by die kombuis vir verdere verversings. Weereens baie dankie. Ek wil net graag daarbey aansluit. As ek nou oor 'n man kan praat wat sy vrou bygestaan het. Liewe Vader, dan moet jy 'n voorbeeld vat. Geensins enigiets ontsien nie. Weet jy, hy was eintlik half te bang dat ander mense met sy vrou moet werk behalwe hy self. Ek kan nie my indink aan daai toegewydheid aan sy vrou nie. En as hy nou gekom het om vir Christa te vra of vir my
dan moet jy weet Daan is nou op sy uiterste. Hy het nou regtig hulp nodig. Maar weet jy, ek kon nie dink dat 'n man 'n persoon so kan versorg nie. En hy het uit sy pad uit gegaan. En daarvoor kan ek vanmôre my hoed vir Daan afhaal. Elise, ek het nie woorde om vir jou dankie te sê. Meisiekind, ek het nie woorde om vir julle dankie te sê nie. Want as jy dink hoeveel moeite gedoen was om by haar ma en haar te kon help. Baie dankie en baie dankie dat julle vir my 'n voorbeeld gewys het van hoe dit gedoen moet word. Ek wil net vanmôre net 'n bietjie hierdie begrafnisbriefie lees. Ons het jou baie lief. Rus saggies, moederlief. As ek enigiets in my lewe reg gedoen het, was dit die dag toe ek my hart vir jou gegee het, my vrou. Ek sal altyd by jou bly. Sal dit nie wonderlik wees? Prys die Here. Soos wat hy gesê het, as ons uitstap, gaan ons net 'n laaste huldeblyk doen en dan gaan ons vra dat almal terugkom. Dan gaan ek met 'n gebed afsluit. Alright, en dan gaan ons vir vers doen. Dankie vir wie ek is. Dankie vir wat ek nooit sal wees. Daar's baie wat ek graag wil sê. As ek vergewe my. Mama, jy was nog altyd daar. Jy het my geleer en my bewaar. As ek my lewe hoor kan kry.